Die minister van Finansies se begrotingsrede lok uiteenlopende reaksie uit en vier vas vir bedrog ter waarde van miljoene by SASSA. Goeiemiddag en baie welkom by die visuele Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Die minister van Finansies, Ino Godongwana, verwag ekonomiese groei van 1,6% in 2026, wat effens hoër is as die 1,4% verwagting wat vir 2025 gestel is. Die verbetering word aan die versterking van Suid-Afrika se ekonomiese prestasie in die tweede helfte van verlede jaar toegeskryf. Die toekomsvisie is om 2% groei teen 2028 te bereik. Die minister wat sy 18 bladsy begrotingsrede vir 2026 in die Kaapstadse Stadsaal gelewer het gesê dat die regering se fiskale bestuur vrugte afwerp en dat die gekonsolideerde begrotingstekort tot 4,5% gekrimp het en tot 4% sal inkrimp in die 2026-27 finansiële jaar. Die land sal in die tydperk 2,67 biljoen rand bestee, wat onder meer verdeel sal word vir die bestuur van rampe, as ook vir maatskaplike toelaas, vrede en sekuriteit en plaaslike regering. 4 verdagtes, onder wie 2 huidige amptenare en 1 voormalige amptenaar van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, of SASSA, is in hegtenis geneem in verband met bedrog van ongeveer 4,9 miljoen rand. Dit volg op 'n uitgebreide ondersoek na die beweerde onwettige verwerking en goedkeuring van maatskaplike toelaas. Lungelo Mkamba, woordvoerder van SASSA se Gauteng-streek, sê 1 verdagte is by 'n werkswinkel in Heidelberg vasgetrek, terwyl die ander 3, 2 SASSA-amptenare en 1 voormalige amptenaar in Soshanguve, noord van Pretoria, in hegtenis geneem is. Die voorspraakgroep Lex Libertas het vandag die Future of Nations konferensie in Pretoria aangebied, waar invloedryke dinkleiers van reg oor die wêreld byeengekom het om die toekoms van nasies en gemeenskappe in 'n wêreld van versnellende verandering te bespreek. Verteenwoordigers uit onder meer die VSA, België, Hongarye en Italië het die konferensie bygewoon. Walter Ernst van die Pretoria FM nuusspan was ook daar en berig dat die uitvoerende direkteur van Lex Libertas, Dr. Ernst Roots, gesê het dat Suid-Afrika by 'n keerpunt in wêreldgeskiedenis staan. Daar is groeiende frustrasie in die wêreld, groeiende ontnugtering in die wêreld, in die westerse wêreld, maar ook in die breër wêreld en veral in 'n land soos Suid-Afrika met mense wat al hoe meer voel dat hulle vryheid nie die soort beskerming geniet wat hulle gedink het hulle sou geniet nie. En daar is 'n groeiende frustrasie dat politieke stelsels nie werk nie. En ons sien dit veral in Suid-Afrika, maar as ons luister na die sprekers hier vandag ook in Amerika en in Europa en so voorts. En dit kom terug na die vraag, wat is 'n nasie en wat is die toekoms van nasies? En dit is wat ons hier by hierdie konferensie bespreek. Roots meen, die wêreld is nog nie opgewasse om te floreer met die skommelinge waarmee daar op 'n daaglikse basis te doen gekry word nie. Ek weet nie of die wêreld opgewasse is daarvoor nie, maar ons hoop om die wêreld, om ons bydrae te lewer om die wêreld opgewasse te maak, bedoelende dat daar 'n sekere wesenlike uitdagings wat in die gesig gestaar moet word. En dis ekstern, maar dis ook intern. In 'n plek soos Europa is die groot eksterne uitdaging is goed soos immigrasie, massa-immigrasie. Maar die groot interne uitdaging daar, maar ook hier, ek dink is dalk in 'n groter uitdaging in 'n plek soos Europa as wat dit hier onder ons Afrikaners is ons bereidwilligheid om iets aan die probleem te doen. As ons kan gefrustreerd wees oor wat aangaan en ons kan hoop die regering gaan na die tafel toe kom, maar hulle gaan nie na die tafel toe kom nie. So die oplossing is vir ons om iets aan die probleem te doen en daarom is die groot uitdaging daar is om intern seker te maak dat ons die moed het en die vasberadenheid om iets in die krisis te doen. Die president van die New York Young Republican Club, Stefano Forte, het tydens sy voorlegging gesê dat Afrikaners optimisties oor die toekoms is en bereid is om op te staan vir dit wat reg is. Hy het ook klem op plaasmoorde gelê. In terms of the farm murders that are happening here in South Africa,
We're going to be visiting the White Crosses very soon. The White Crosses that the mainstream media in the United States and in South Africa claim don't exist. We're going to be speaking with those that have been victims of farm murders or know of victims of farm murders. This is a very real thing that is happening in this country. The United States needs to take notice of it, just as President Trump has in the White House, which is why I said in my speech we need a special envoy to the Afrikaners to monitor this situation and to see how it progresses. Because if we don't, we can see things develop at a very rapid pace that would be disastrous. So I think President Trump, our great President Trump, has the right idea. And when he had Cyril Ramaphosa in the White House and told them to turn the lights down so he could see for himself what is happening in his own country, I thought it was brave, I thought it was bold, and I think that the rest of the United States, the American people, need to know what's going on here. Ruth sê hoop die konferensie sal 'n keerpunt vir volkere reg oor die wêreld heen bewerkstellig. Ek is Walter Ernst vir Pretoria FM nuus. Die departement van basiese onderwys sê dit kos die land miljarde rand, soms tot 8% van die departement se begroting as leerlinge grade moet herhaal. Suid-Afrika bestee ongeveer 20 miljard rand aan leerlinge wat grade herhaal in plaas daarvan om vroeë leesvaardighede te ontwikkel. Navorsing toon dat die herhaling van graad 1 korttermyn voordele kan bied, maar hierdie wins vervaag na mate leerlinge verder in die stelsel beweeg. Kenners sê dit sal beter wees om die geld na vroeë kinderontwikkeling en gestruktureerde leesprogramme te herlei, aangesien dit sterker en volhoubare resultate oplewer. Motoriste gaan vanaf volgende maand dieper in hul sakke moet delf by tolhekke landwyd. SANRAL het aangekondig dat toltariewe vanaf Sondag 1 Maart met net meer as 3% gaan styg. Die aanpassing is in lyn met die jongste verbruikersprysindeks. Hoewel dit slegte nuus vir verbruikers is die styging laer as verlede jaar se aanpassing van byna 5%. SANRAL se kommunikasiebestuurder Vusi Mona sê die inkomste is noodsaaklik vir die instandhouding van paaie. Die verhogings raak tolhekke op die meeste nasionale roetes insluitend die N1, die N2, N3 en N4. En Mexico het 10.000 troepe ontplooi om geweld in die land te probeer hokslaan na die dood van die land se mees gesoekte dwelmbaas, Nemesio Oseguera. Die leier van die magtige Jalisco nuwe generasie kartel is Sondag tydens 'n skietgeveg met soldate in die staat Jalisco gewond. Die weermag sê hy is dood terwyl hy per helikopter na Mexico stad vervoer is. Nuus van sy dood het landwyd wanorde ontketen. Kartellede het paaie in 20 state versper en voertuie en besighede aan die brand gesteek. Die dodetal staan reeds op meer as 70, onder wie 27 lede van die veiligheidsmagte. En dit bring ons aan die einde van die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk en ons gaan môre weer so maak. 'n Lekker donderdag.